lees vir ons Filippense 2 as ons klaar gelees het, sal ons saam verenig in gebed. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Jy moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander se. Hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Tot sover ons skriflesing vir vanoggend se prediking. Mag elkeen wat ook so die woord gehoor het, die saligheid in Christus Jesus ervaar en beleef. Salig wat natuurlik, soos ons weet, beteken dis die proses waardeur God die Vader jou in sy Seun Jesus Christus gered het en jy die sekerheid het vir my, waar die persoonlike intieme geloofsoortuiging vir my. En geliefdes, dan kan ons ook verenig saam in gebed, kom ons bid saam voor ons begin met die prediking. O Here, ons Here, vanoggend as 'n geloofsgemeenskap saam bely ons U as die enige ware lewende God, met die wete daar is geen een soos U nie. Saam met die seraf sing ons met opgewondenheid, heilig, heilig, heilig. U is die Here van die leerskare. En wat 'n besondere voorreg beleef ons nie om vanoggend in die teenwoordigheid te mag wees en voor die aangesig te kan staan nie. Met die wete, Here, U sien ons in genade aan en U laat ons deel van U onvoorwaardelike liefde beleef. Genade en liefde wat nie in 'n woordeboek saamgevat kan word nie, wat deur geen mens gedefinieer kan word nie, want dit gaan die menslike verstand ver te bowe. Maar wat ons wel weet, is dat hierdie genade en liefde, wat U aan ons openbaar en bewys, is genoeg vir elke dag, tot in alle ewigheid. En mag ons dit glo, ook op 'n dag soos hierdie, waar ons as gelowiges terugdink op die vervulling van profesie, waar 'n lydende diensknegt, die Seun van God, die Seun van die mens, voorspel was om te kom, in die Nuwe Testament ingelei word deur hierdie bevestiging van geboorte van die Seun van God, waar ons die opdrag kry om hom Jesus te noem, Jesus Christus, wat ook genoem word Immanuel, God met ons. Wat 'n besondere voorreg sit jou ook vanoggend dit te kan erken en te bely nie, dat hierdie Seun wat gebore is, ons verlosser en saligmaker is. Die wêreld daar buite hou hulle self besig met wêreldse dinge, wêreldse tradisies en wêreldse gewoontes. Maar dit is juis op hierdie dag waar gelowiges, ware gelowiges stil raak en net weer hulle fokus op U alleen plaas met die wete, Here, U is in beheer van die geskiedenis, die Here en die toekoms, en daarom hoef ons nie te vrees nie. Daarom sal daar 'n vrede in ons heers wat nie uit die wêreld is nie, maar 'n geestelike vrede wat van U afkom, die wat bely en glo en hierdie Seun aanneem as ons verlosser en saligmaker. Maar ons weet hierdie weg van Jesus was nie maklik nie, en dit is dan ook waar ons vanoggend kortliks by stil staan, en mag U dan ook deur hierdie woordverkondiging dit in elkeen se harte die saad van geloof plant wat nodig is, om ook na te dink oor al die dinge wat U vir ons gedoen het, die groot daad van opoffering en liefde van U Seun, iets wat U nie van ons verwag om te doen, nie ons eie kinders te offer, sodat ander gered kan word, en U het dit gedoen. Dit moes nie maklik gewees het nie, maar tog
het U dit gedoen, want U het ons met so liefde lief. Ons bid, Here, dat U ook met ons gemeente en gelowiges in hierdie tyd sal wees. Ons dink in besonder aan diegene wat siek is, met uitdagings, met diagnoses wat lewens verander het. Ons vra, Here, dat U ook Uself, soos U nog altyd het gedoen het, Uself in hulle openbaar. As 'n God hier naby teenwoordig, betrokke, wat dra, ons hoofde optel, maar ook vir ons rustigheid gee, ons kan gaan laat slaap en wakker word met die wete, ons God ondersteun ons. Mag U ook in vandag se diens oor die eie eer waak hou en mag U deur die Gees en deur die woord en die prediking en die lofsang verheerlik word as ons God. Maar mag dit nie vandag stop wanneer hierdie diens verby is nie, mag dit ook sigbaar wees in die handelinge en die werksaamhede en die samesyn van hierdie dag verder. Mag die fokus altyd op U bly, heeltyd op U bly, maar ook elke dag van ons lewens. Ons dank U, Here, dat U U Seun gestuur het om ons te reinig en dat ons ook die voorreg sal geniet om voor die Vader troon te verstuin en die oordeel vry te spring. Ons het so baie dinge om voor dankbaar te wees. Maar ons weet, Here, U het ook op ons harte gedruk om te vra en daarom vra ons ook dat U Seun die bewaring en beskerming oor ons gemeente en gelowiges sal wees. Ons bid, Here, dat U U hand van seën en genade oorvloedig ook oor die gemeenskap sal hou, en besonder ook die boere, die besighede, die pensionarisse, die salaristrekkers, elke liewe een van ons. Maar mag ons dan ook weet, wat het ons wat ons nie ontvang het nie, mag ons U dank elke dag as die goeie gewer van alles. Ons bid dat U nou vir ons rustigheid sal gee in ons gemoed en in ons harte, dat ons ook, sonder moeite, sal luister na dit wat U ook vanoggend vir ons sê. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons teksgedeelte wil ek net vir ons saam lees, veral daar vers 7. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt, 'n slaaf aan te neem en aan die mense gelyk te word. Die geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, op hierdie Kersfeesoggend staan ons altyd stil by die wonder van Bethlehem. 'n Klein babietjie daar in 'n krib gebore, omring deur diere, selfs skaapwagters en geliefdes. Maar agter hierdie eenvoudige prent, hierdie eenvoudige verhaal wat ons baie goed ken, skuil die grootste geheim van die heelal. Die grootste geheim van ons lewens. Die ewige Seun van God het die heerlikheid van die hemel sy troon prysgegee en homself ontledig om vir jou te kom red. Uitkoms te bied, redding te gee. Jesus Christus het homself ontledig vir jou. Ja, vir jou wat ook vanoggend hier in die kerk saam vergader, wat onder die hand van genade lewe, wat soekend is na God se hand van seën en uitkoms. Vandag kyk ons na Filippense 2 daarvan vers 1 tot 8, waar Paulus ons wys dat die gesindheid van Christus die hart van Kersfees is. Voordat ons die wonderlike woorde oor Christus se ontlediging aanhoor, moet ons verstaan waarom Paulus dit juis in hierdie gedeelte sê. Hy skryf aan die gemeente in Filippi terwyl hy in die tronk sit. En hy sit in die tronk omdat hy die Here lief het met sy hele hart en hom volg. Hy sit in die tronk omdat hy nie toelaat dat die wêreld sy denke en hartsbegeertes oorneem nie. Hy sit in die tronk omdat hy oor niks anders kan praat as oor Jesus Christus, die Seun van God, die Seun van die Allerhoogste nie. En ten spyte daarvan is sy brief wat hy hierdie gemeente skryf,
vol blydskap en vol dankbaarheid. En hy loof eintlik hierdie gemeente vir hulle ondersteuning, veral in hierdie moeilike tye. Maar tog sien ons in hierdie brief, is daar 'n mate van besorgdheid of bekommernis by Paulus. Daar is tekens van verdeeldheid in die gemeente. Hy moes daarvan te hore gekom het. Mense dink te veel van hulle eie belange. Mense soek hulle eie geregtigheid. Daar is trots en twis, moontlike skering. Dinge wat maklik insluip in 'n stad soos Filippi, waar Romeinse burgerskap, status, besittings en voorregte hoog geag is. Daarom sien ons in hierdie brief, hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, dat Paulus pleit en hy smeek dat hierdie gemeente eenheid beleef en eenheid bereik, eensgesind sal word. Hy beroep hom op alles wat hulle in Christus Jesus reeds ontvang het, reeds beleef. Die troos, die liefde, die gemeenskap van die Heilige Gees, die innige tederheid. So 'n mooi Afrikaanse woord wat beteken 'n diep, opregte, deernisvolle liefde wat ander se behoeftes en ander se pyn raak sien. Paulus sê ook vir hulle, herinner hulle aan hierdie ontferming wat hulle tot dusver beleef in die hand van die lewende God en Jesus Christus. En dan kom hy verder, hy sê vir hulle, as julle dit ken, as julle daaraan dink, dan sê hy, maak dan my blydskap volkome, dat terwyl ek hier in die tronk sit, dat ek opgewondenheid binne in julle midde sal beleef, dat ek blydskap sal beleef, want dit sal my laat dink aan die oorwinning, wat ook in moeilike tye behaal word. Hy sê, hulle moet hom bly maak deur eensgesind te wees, dieselfde liefde te hê, een van siel en een van gesindheid te wees, en dan die kern, moenie net na julle eie belange omsien nie, moenie net julle eie lysies maak nie, moenie net aan julle self dink nie, maar ook na die van ander. En hierdie raad wat Paulus vir ons in hierdie gedeelte en hierdie tyd gee, is nie sommer 'n algemene oproep om maar net vriendelik te wees of oorvriendelik te wees nie. Dit is gewortel in die blye boodskap, die evangelie van ons Here Jesus Christus self, en daarom sê Paulus, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy sê vir hierdie gemeente, hulle moet hulle fokus plaas op die Here Jesus Christus, die Seun van God, aan hom vasklou. Hy moet die as wees waarom hulle bediening in Filippi draai, en ook waarom hulle lewe draai. Hy wys na Jesus toe as die volmaakte voorbeeld. Die weg na eenheid en liefde, sê hy, loop deur nederigheid en selfopoffering, en niemand het dit ooit beter getoon en gedoen as Jesus Christus, die Seun van die Allerhoogste. En presies hierin, in hierdie gedagte, lê die ryke betekenis van Kersfees. Nie 'n fees van selfverheerliking nie. Nie 'n fees wat oor eie tradisies gaan nie. Nie 'n fees wat oor familie samekomste gaan nie, maar 'n viering van hom, ja hom, wat homself ontledig het vir jou en vir my. En geliefdes, nou kom ons by die hart van die teks en die hart van Kersfees. Wat het Jesus kom doen en wat het hy kom word? Kersfees gaan dis nie in die eerste plek oor 'n oulike seentjie nie. Kersfees gaan oor dit wat die Here Jesus Christus vir ons kom word het.
en wat hy vir ons kom doen het. En Paulus beskryf dit as hy oor Jesus praat. Dit klink asof hy 'n ou lofsang oproep. Jesus wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Hy was van die ewigheid af volkome God met al die mag, heerlikheid en majesteit van die Vader. Dis wie Jesus was. Maar hy het homself ontledig. Dis die woord waarop ons gaan fokus vanoggend. Ontledig word vertaal uit die Griekse werkwoord ekenosen, afkomstig van die werkwoord eno, wat letterlik beteken leeg maak, ontledig of uitstort. Die selfstandige naamwoordvorm is enosis, wat die daad van leeg maak of om self te ontledig beteken. Dis wat Paulus vir ons hier probeer leer. Dis die doel hier, om die gemeente en jou en my ook te wys, dat ons sal besef, Jesus het nie maar net in 'n krib gekom nie, hy het homself leeg gemaak, tot die laaste druppel toe, vir sy kinders, vir ons, sy volk en gelowiges. Hy het hom as ware uitgestort vir hulle. Hy het sy alles gegee vir hulle. Maar dit beteken nie, hy het nie sy godheid prys gegee nie. Hy bly steeds God. Maar hy het sy hemelse heerlikheid, sy regte, sy voorregte vrywillig neergelê en versteek, weggesteek toe hy na hierdie wêreld toe kom. Hy het gekies vir jou en my om nie sy goddelike krag en sy voorregte vir homself te gebruik nie. Hy wat self God is, want dis wat Paulus vir ons leer, het besluit, hy sal in volle afhanklikheid van die Vader leef, gelei deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Hy kom na hierdie wêreld toe en hy sê dit, hy neem die gestalte van 'n slaaf aan, 'n diensknegt wat niks in die samelewing is nie. Wat nie 'n sê gehad het nie. Wat nie 'n plek gehad het wat hy sy eie kon genoem het nie. En hy word gelyk aan mense wat verlore is. Mense wat geen hoop het, buiten die hoop wat die Ou Testamentiese profeseë vir hulle verkondig het nie. Hy word 'n ware mens, met honger, dors, moegheid en versoeking. Hierdie God, gebore in 'n stal, groot armoede, die seun van 'n ou timmerman, 'n ou eenvoudige houtwerker. Dit het verder gegaan. Baie verder as net dit, in gedaante as mens gevind, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood aan die kruis. En hierdie ontlediging, hierdie leegmaak van Jesus, hierdie uitstorting van homself, was nie net 'n oomblik nie. Was nie net in 'n oogknip verby nie. Was nie iets wat maar net daar in die verlede toevallig gebeur het nie. Dit was sy hele lewe, dit was sy hele bestaan hier tydens sy aardse bediening. Van krib tot kruis. Jesus is gebore om te sterwe. Jesus is gebore om gebreek te word. Jesus is gebore om leeggemaak te word. Om verskeur te word. En hierdie krib van Bethlehem, hierdie oulike prentjie wat ons in ons gedagtes het, was die begin van 'n pad vol pyn. 'n Pad vol lyding, 'n pad vol seer en 'n pad vol vernedering. Wat hy beleef het was
dat hy verwerp is deur sy volk, die mense vir wie hy gekom het. Hy word verraai deur die vriendelike vriendesoen van 'n vriend. Judas Iskariot, ons ken daardie verhaal. Hy was bespot, uitgewerp, gegeesel, opgespoeg. En uiteindelik was hy gekruisig as die wreedste misdadiger van sy tyd. En hy het homself ontledig, leeggemaak, hy het dit alles gedra, sodat hy ons gelowiges selfs hier in die moderne tyd, sy sondes kon wegneem. Waarom hierdie ontlediging? Waarom hierdie leegmaak van homself? Waarom dat hy homself uitstort vir jou en my? Op die wreedste manier moontlik. Wel, dit is vir jou en my. Ons was verlore in sonde. Ons het nie die pad geken of geweet nie. Ons het vyande van God geword en ons was op pad na die ewige verdoemenis, die ewige hel. En die Here Jesus Christus het gekom en hy het homself leeggemaak vir jou. Hy het alles, geliefdes, alles agtergelaat vir jou. En hy het neergebuig vir jou en my om ons op te tel. Om ons op te tel, om ons aan die hand te vat en ons by ons naam te roep en te sê, jy is myne. Jy behoort aan my. Ek het alles vir jou gegee. My kind. My kind. Wonderlik is dit nie om dit ook vanoggend te kan bely nie. Hy, die Here Jesus Christus, was ryk in die heerlikheid, in die hemele, koning van die troon, koning van die hemel en die aarde, sit hy daar, maar hy het arm geword, brandarm geword, hy het sy laaste gegee vir ons, sodat ons deur sy armoede ryk kan word. Sê vir die waarde van hierdie dag, dat ons as gelowiges die voorreg het om te herdenk. Die krib en die kruis hoort onlosmaaklik by mekaar. Dit is een pad van liefdevolle selfontlediging of selfopoffering, om werklik die minste met niks te wees. Jesus het letterlik sy alles, selfs sy lewe, vir jou gegee. Hy het sy tyd vir jou gegee. Hy het sy pret en plesier opoffer en dit vir jou gegee. Hy het alles uitgestort, sodat jy kan hê. Sodat jy kan 'n besitter wees van die rykste voorreg wat hierdie wêreld jou kan bied. Dis om te kan sê, ek is 'n kind van God. Daar is niks meer wonderliks as om jouself daardie ampt te kan toeëien. En daarom kan ons vanoggend sê, Kersfees gaan nie oor 'n klein kind of 'n babatjie wat ons op die prentjies sien, of warm familiefees nie. Dit gaan oor die ewige seun wat homself van krib tot kruis ontledig het om jou te red. Ons kan dit persoonlik maak. Kersfees gaan vir my oor die Here Jesus Christus wat van krib tot kruis minder en minder geword het. En naderhand niks meer oor was nie. Sodat ek kan hê. Sodat ek kan wees. Dit is juist omdat Jesus homself so ontledig het van hemelse heerlikheid tot die vernedering van die kruis, gaan ware Kersfees oor hom en oor hom alleen. Ons sien selfs in die Bybel hoe Jesus by sy geboorte geëer was. Die engele koor sing, eer aan God in die hoogste hemel. Die skaapwagters prys God, die wyse manne buig neer en bring geskenke aan die kind. Alles draai om die eer van God, deur die koms van sy seun wat hy
opgeoffer het, wat hy uitgestort het, wat hy leeg gemaak het vir ons. Maar vandag word Kersfees dikwels anders gevier. Het gaan oor ons. Het gaan oor geskenke vir onsself, groot etes, liggies en vermaak. Ons maak dit 'n fees wat om onsself draai, ons eie tradisies. Presies die teenoorgestelde van wat Paulus waarsku. Hy sê, moenie aan julleself vasklou nie. Kyk na ander en volg Christus se voorbeeld. Paulus sê vanoggend vir jou en my op hierdie Kersdag, dit het tyd geword dat ons onsself moet ontledig vir God. Ons moet onsself leegmaak vir hom. Ons moet onsself uitstort vir hom. Ons moet die gesindheid beleef en hê wat Jesus Christus vir ons gehad het en steeds het. Waar hy steeds vir ons intree volgens 1 Johannes 2 vers 1 en 2 as voorspraak by die Vader elke dag vir jou en my. As Kersfees oor die Here Jesus Christus gaan, verander dit alles. Dan word dit 'n fees van dankbaarheid, 'n fees van lofprysing en 'n fees van aanbidding. Dan buig ons neer voor die koning in die krib wat gewillig was om vir ons te sterwe. Hy het geweet, hy is gebore om te sterf. En hy het nie 'n ander pad of 'n ander koers geneem as die pad van bloed vir jou, sodat jou naam en my naam in die boek van die ewige lewe geskryf kan word. As Kersfees oor Jesus Christus gaan, dan sê ons, Here, wat ons vanoggend beleef, vandag beleef, is U het Uself vir ons gegee. Help my, Here, dat ek myself nou vir U kan gee. Dan word ons gesindheid soos Syne. Ons stel ons eie belange agter, dien ander, ons leef in nederigheid, ons leef in diep afhanklikheid, ons word bereid om die minste te wees. Dit gaan nie vir ons oor die status of wie ons is, of wat ons is, dit gaan vir ons oor, ek is 'n kind van God. Dit is wonderlik. Kersfees is nie 'n dag om onsself te vertroetel of onsself te bederf nie. Kersfees is 'n dag om hom alleen te verheerlik, wat homself van krib tot kruis ontledig het vir jou. Dis 'n dag om te sê, saam met die engelekore, eer aan God in die hoogste hemele. Want Jesus het gekom. En ek sluit af. Jesus Christus, die Seun van God, die baba in die krib, die man aan die kruis, het homself ontledig vir jou. Ja, vir jou, vir ons. Van hemelse heerlikheid, 'n troon in die hemel, na 'n vuil krib. Van goddelike mag en almag, na 'n kruis vol pyn en vernedering. Alles uit liefde vir jou. Dis die ware betekenis van Kersfees. God se oneindige genade wat neerdal na sondaars soos ek en jy. En mag hierdie waarheid vandag jou hart vol met diep blydskap en 'n vrede, goddelike vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Mag jy neerbuig voor die kind, die koning van Bethlehem, die Here van die kruis en sê, Here Jesus, ek behoort aan U. Neem my lewe, laat dit wees, U gewy is, meer en meer. 'n Geseënde Kersfees. Ons sê dit baie, ons het in die deur opgehoor toe ons in die kerk instap. 'n Geseënde Kersfees, 'n werklike geseënde Kersfees, is 'n fees van eer aan hom, wat homself vir ons gegee het. Punt. Klaar. Amen. Kom ons dan. Liefdevolle Heer en Hemelse Vader, vanuit hierdie pen van Paulus staan ons ook vanoggend weer eens met groot dankbaarheid teenoor U as ons besef wat U Seun Jesus Christus van krib tot kruis deurgemaak het, van kruis tot graf en graf tot hemel. Hoe hy homself ontledig het vir ons. Ja, daar is dankbaarheid, want ons weet dit is vir ons, maar daarmee saam
is daar ook 'n hartseer in ons harte. En ons weet, Here, dat as ons na ons eie lewens kyk, dan leef ons nie soos wat ons veronderstel is om te leef. Ons is nie wat ons veronderstel is om te wees nie, dis die kinders. En mag hierdie diens en hierdie dag ook in elkeen van ons geloofslewens 'n impak maak, dat ons hier sal uitstap en aan hierdie dag sal dink, as 'n dag waarop ons bely, U het U seun na ons gestuur, U het U seun vir ons leeg gemaak, alles van hom weggevat, sodat ons baie ryk kan wees, baie ryker as wat enigiets in hierdie wêreld vir ons kan bring. Want daar is 'n ewige lewe. En mag ons daarin vashou en mag ons ook so leef. Ons bid dat U met elkeen van ons sal wees in hierdie dag. Ons bid vir die hand van bewaring ook, op die paai as ons ry. Ons bid vir gesellige geleenthede, waar die families ook saam kuier en saam wees en liefdevolle samesyn, maar met die wete dat dit gaan oor Jesus en Jesus alleen. Dat die kinders ook self weet. Dat selfs al kry hulle geskenke, pragtige geskenke wat hulle harte begeer het, dat hulle ook sal besef dat daar is nie 'n groter geskenk as die geskenk van Jesus Christus, wat die Vader vir ons gestuur het, om ook vir ons iets in die ewigheid te bewerk. Seën ons dan ook in hierdie dag, en dankie vir die goedheid en die hand van beskerming. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Gees. Amen.